Wie weet wat 'n maze is? Weet julle wat 'n maze is? Ek weet nie die Afrikaanse woord daarvoor is baie moeilik, maar ek wil hê julle moet hierdie beeld, die hele preek in julle gedagtes hou. Okay. Hierdie is 'n maze en julle kan sien hierdie mense probeer, daar's mense in die maze ook en hierdie mense, jy kan maar nou jou hand afhou, Piet. hierdie mense probeer uit hierdie maze uitkom en hulle elkeen vat verskillende paaie om by die maze uit te kom. Maar soos jy kan sien, hulle is vasgevang, hulle is gestak in hierdie maze. En ek wil hê julle moet dink aan al die verskillende paaie wat mense gebruik of vat om by God te probeer uitkom. Okay, so as julle dink aan hierdie maze, hierdie mense is simbolies vir mense wat allerhande paaie probeer vat om by God uit te kom. Maar ons gaan sien, soos ons deur die boodskap gaan, dat hulle almal stak is in hierdie maze en hulle het op die ou ende nie hoop nie. Okay, ek het 'n vraag. Wie van julle kan vir my sê hoe mense by God probeer uitkom? Wie het voorbeelde van maniere waarop julle dink, probeer mense by God uitkom en eintlik maar by die hemel uitkom? Dis die idee. Hoe wil mense by die hemel by God uitkom? Enige iemand? Ja. Om te bid. Ja, dit is 'n goeie en ek gaan nou daarby uitkom. Mense dink hulle kan by God uitkom deur te bid of by die hemel uitkom deur te bid, ja. Hulle dink hulle gaan by die hemel uitkom deur hulle goeie dade. Deur hulle goeie dade, ja. Janey? Sê. Beter loof, die Here te loof en prys. Ja, dis 'n ander manier hoe hulle ook dink hulle gaan by God uitkom. Enigiets nog? Kerk toe gaan. Mense dink hulle gaan by die hemel uitkom deur kerk toe te gaan. Ja? Kerk toe te gaan. Ja. Ons gaan. Om sê weer? Beelde te maak, ja. Ja, ons maak ander beelde as fisiese beelde, maar mens, ja, wat ook al jy vir God hoor, ja, dis 'n goeie en ons gaan nou deur almal gaan, jy's Piet. Bybel te lees, dis ook 'n goeie ene. Okay, so kom ons gaan by baie nog kom en almal wat julle gesê het. Die eerste een wat ek baie van hoor, hoe mense by God probeer uitkom, is deur goeie werke te doen. Okay, so mense wil dink hulle gaan by die hemel uitkom deur meer goeie goed as slegte goed te doen. Okay, so hulle voel sleg oor, ek het my maatjie, ek het gejok vir my maatjie, of dalk my maatjie se broodjie gesteel, maar ek gaan nou 3 goeie goed doen. Ek gaan vriendelik wees met my onderwyser, en ek gaan iemand anders my snoepie geld deel, en dan het ek daarom 2 goeie goed gedoen, en om op te maak vir die een slegte ding wat ek gedoen het. So dis hoe mense partykeer dink, ek moet net meer goeie goed as slegte goed doen, om by God uit te kom. Dink julle, ons kan so by God uitkom? Kyk na Jesaja 64 vers 6. Ons het almal geword soos mense wat onrein is, ons beste dade is soos vuil klere, ons is almal soos verdroogde blare, ons word deur ons sondes weggewaai soos deur 'n wind. Okay, dit is nou baie woorde, wat dit beteken is, ons kan nie genoeg goeie werke doen, om op te maak vir ons sonde teen 'n heilige God nie. Ons kan nie genoeg goeie goed doen. Dis elke ander geloof, by the way. Elke ander geloof sê, ek gaan meer goeie goed as slegte goed doen, en dan hou ek duim vas, dat ek eendag by God kan uitkom. Okay, so dis die eerste manier. Die tweede manier, wat ek baie keer sien hoe mense dink, hulle gaan by God uitkom, is deur die wet te onderhou. Wie weet wat die wet is? Die 10 gebooie. Die 10 gebooie. So baie mense dink, okay, ons het die wet gekry, en ek gaan die wet nakom, en dis hoe ek by die hemel gaan uitkom, dis hoe ek by God gaan uitkom. Wie van julle dink julle kan deur die wet te onderhou by God uitkom, by die hemel uitkom? Dink julle so? Okay, Philip en Piet, amper sê ek Gert, kom julle op, ek wil 'n toets. Okay, staan hier so. Hulle dink, hulle kan deur die wet te onderhou, staan hier regs, by God uitkom. Okay, maar ons gaan 'n toets doen, ons gaan net 2 van die gebooie, ons gaan nie eers deur almal gaan nie, ons gaan net 'n paar doen en kyk of hulle by die hemel kan uitkom deur die wet te onderhou. Okay. Julle moet eerlik wees, né? Julle mag nie jok nie, dis ironies want ons gaan nou praat oor dit ook. Okay. Het enige van julle al ooit enige iets gesteel in julle lewe?
Nog niks. Nie eers jou ma se chocolates in haar kas nie. Het julle dit al? Ja, julle het. Okay, so julle maak dit nie. Okay, dan die tweede een, het julle al ooit gejok oor enigiets? Oor enigiets, het jy, Piet? Het jy nie? Jok jy nou dat jy nog nooit gejok het nie? Okay, Jesus sê, ons hoef nie deur die hele wet te gaan nie, dis okay, niemand van ons maak het hier, moenie worry nie. Maar Jesus sê, die wet kan opgesom word in die volgende, hê God lief met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself. So dis 'n laaste vraag vir ons almal en dan gaan ek weer vir julle vra, het julle elke oomblik van julle lewe vir God lief met jou hele hart, siel en verstand en ander mense soos jouself? Elke oomblik van julle lewe? Nee. Ons kan nie. So ons kan nie deur die wet oor niemand van ons in ons eie krag kan vir God lief hê met alles wat in ons is, deel dit ons nodig Heilige Gees om ons te help, maar ek weet dit klink hartseer, hoe gaan ons by God uitkom? Ons gaan daar by uitkom, okay, maar dankie dat julle eerlik was. Julle kan gesit. Dankie. Okay, Romeine 3 vers 20 sê, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. So ons het, julle was nou nie in die Romeine dienste voor hierdie gewees nie, maar Paulus het die argument gemaak so 'n paar weke terug. Die wet wil ons wys dat ons kort val. Dis soos 'n spieël wat wys jou sonde en jou nood vir Jesus. Okay, dis wat die wet doen. Die wet gaan jou nie red nie, hy wys jou nood. Dan, daar's nog 2 wat ek gaan noem, daar's baie meer, maar ek wil nog 2 noem. Die derde een is godsdienstigheid. Wat dink julle is godsdienstigheid? Wat julle gesê het, bid, Bybel lees, kerk toe gaan, ja. Om met God te praat, ja, te bid, ja. Dis alles kan geklassifiseer word onder godsdienstigheid. Ek het altyd gedink, ek gaan by God uitkom, ek gaan by die hemel uitkom, omdat ek elke aand gebid het. So ek kon nie gaan slaap het, as ek nie 'n gebed opgesê het nie. En dit was in hoërskool, maar hele lewe so, dan slaap ek en dan besef ek nog nie gebid nie, en dan word ek wakker en ek moet nou bid. So ek het gedink, ek het 'n verhouding met die Here, omdat ek daarom bid in die aande. Okay? En ek het gedink, dit gaan genoeg wees. Die ander een, ons het bietjie laat die dankoffer vanoggend opgeneem, maar mense dink, hulle kan deur geld te gee vir die kerk by God uitkom. So hulle kan amper vir God koop, as ek net genoeg geld gee, as ek my tiendes gee, dit gaan my by God uitkry. En probeer amper 'n deal met God te maak, Here, ek gee ons geld, en ek gee vir die kerk, en ek gee vir arme mense, so dit gaan my by die hemel uitkry. Maar dit kan ook nie. En hierdie klink nou baie moedeloos, ons gaan, bear with me, ons gaan kom, by hoe ons by God kan uitkom, maar hierdie is net alle maniere wat mense dink, gaan genoeg wees om hulle by God te kry. Okay, en dan nog 'n godsdienstige een wat interessant is, en ons 'n paar mense het dit genoem, om kerk toe te kom. So mense dink hulle kan by God uitkom, omdat hulle kerk toe kom. So ek het 'n vraag, wie van julle, wie se ouers kom die meeste kerk? Nee, eintlik, nee, moenie worry. Nee, maar wie mense dink omdat wie die meeste kerk toe kom, okay, ek kom die meeste kerk toe, so verseker moet ek by God kan uitkom, want ek die meeste kerk toe kom. Weet julle wie in ons gemeente die meeste kerk toe kom? Julle vir okay, jy kan antwoord. Ek het nie vir hom gesê, maar dit sê nie, maar dis wat ek wou sê. Oom Fred kom die meeste kerk toe van almal. Dink julle dat oom Fred by God kan uitkom, omdat hy die meeste kerk toe kom van ons almal? Dink julle so? Kom ons kyk, wat sê Jesus? Wat sê Jesus? Matteus 7 vers 21, probeer saam lees julle. Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek nie? Oom Fred preek
preek ons elke Sondag. So daar sê Jesus, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie, deur U naam bose geeste uitgedryf en deur U naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. So om te preek en om kerk toe te gaan beteken nie outomaties dat jy by God kan uitkom nie. Okay, so goeie werke om die wet te onderhou, die 10 gebooie en godsdienstigheid is nie wat jou by God uitkry nie. En dan die laaste een wat vinniger gaan wees, is die doop. Die doop. Baie mense dink, as ek net gedoop word, dan is ek okay en dan gaan ek by God kan uitkom. So baie keer, dan hoor mens, dat mense baie bekommerd is, dat jy nog nie gedoop is nie, want as jy nie gedoop is nie, dan kan jy nie by die hemel uitkom nie. En dit is glad nie waar nie. Dit is glad nie waar nie. Die doop is 'n wonderlike teken van iets wat in jou hart gebeur het. Van dat jy in jou hart verander is, maar die doop red jou nie. Dit is net 'n teken en is 'n great teken, maar die doop kry jy nie by God uit nie. Okay. Nou net om te pause. Ek het 'n vraag. Wie van julle weet wie Abraham en Dawid is? Julle hoef nie te weet wat hulle gedoen het nie, weet julle al hulle name gehoor. Julle moet eintlik weet wat hulle gedoen het, maar wie het julle al van Dawid en Abraham gehoor? Dawid en Abraham. Okay, Abraham is die vader van ons geloof. Hy is bekend as die vader van ons geloof en Dawid is die koning na God se hart. Dit is hoe hulle bekend is. So surely, as iemand by God kan uitkom, kan hulle by God uitkom. Abraham en Dawid, dink julle hulle kan by God uitkom? Het julle geweet, ek het dit ook eers hierdie week nie uitgevind nie, maar weer onthou. Het julle geweet, Abraham het gejok. Hy het gejok, ja. Hy het gejok oor sy vrou, baie keer. En Dawid het iemand doodgemaak. Okay, so kan Abraham en Dawid by God uitkom op hulle eie? Hulle kan nie. Selfs hulle kan nie. Dink bietjie aan julle onderwysers of iemand wat julle dink is die oulikste in die wêreld, in hierdie wêreld. Okay, dit kan julle ouers wees of julle onderwysers. Selfs hulle kan nie genoeg doen om by God uit te kom nie. Okay, ons kan nie op ons eie by God uitkom nie, dis die punt. Maar moenie, ons kom by die goeie nuus, julle hou vas. Okay, kom ons kyk, ons is in Romeine en Paulus skryf ons 'n brief. Kom ons kyk wat Paulus sê, hoe het Abraham en Dawid by God uitgekom. Want ons kan sien hoe die vader van die geloof en die koning na God se hart by God uitgekom het, dan kan ons self ook sien hoe ons by God kan uitkom. Okay, kom ons kyk wat hulle sê. Hier is nou 'n lang stuk. As julle my verloor, ek gaan dit weer verduidelik, maar probeer my nie verloor nie. Ek het besluit, ons gaan die 2020 vertaling, so kyk maar dalk saam met my bo. Die eerste sin, ek het amper weer teruggaan in 1983 vertaling as van die eerste sin, maar ek gaan vir julle nou verduidelik hoekom ek hierdie vertaling verkies het. Die eerste sin sê basically, ek gaan hom eers lees, die sê basically, wat was die geval met Abraham? Okay, en dan so wat was die geval van Abraham? Die tweede vers, as Abraham inderdaad op grond van sy dade regverdig verklaar is, het hy rede om hom daarop te beroem, maar nie vir God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het geglo en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Daai Abraham het God geglo. Dis nie Abraham het in God geglo nie. Dis hoekom die 2020 vertaling beter was, want daar staan Abraham het God geglo. Nie in God glo nie, het God geglo. Gaan nou daarby kom. En God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Iemand wat werk, sy loon word nie as 'n guns gereken nie, maar as iets wat hom toekom. Iemand wat egter nie werk nie, maar glo in die een wat die goddelose regverdig verklaar, vir hom word sy geloof as regverdiging toegereken. En die regverdiging toegereken beteken net vrygespraak. Kyk dat die Here jou vrygespraak het. So noem ek Dawid die mens geseënd vir wie God regverdiging toereken, sonder werke. Gelukkig is hulle wie se wettelose dade vergewe en wie se sondes bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here die sonde hoegenaamd nie toereken nie. Ons is amper daar, julle wat bereik in die middel. Is hierdie seën dan net vir die besnedenis of ook vir die onbesnedenis? Ons sê tog, Abraham se geloof is vir hom as regverdiging gereken.
Wanneer is dit vir hom toegereken? Toe hy reeds besnere was, of toe hy nog onbesnere was? Nie toe hy besnere was nie, maar toe hy onbesnere was. Hy het die teken van die besnydenis as 'n seël ontvang, 'n seël van die geregtigheid, van die geloof, wat hy gehad het, terwyl hy onbesnere was. Okay, dit was baie, ek gaan dit nou als verduidelik. Okay, so hoe sê Paulus vir ons, het Abraham en Dawid by God uitgekom? Hy maak die punt, dat hulle nie by God kan uitkom nie, slegs deur geloof. Okay, daai hele gedeelte sê basically, Abraham en Dawid en ons almal kan nie deur ons eie werke by God uitkom nie, dit is slegs deur geloof. Maar nou sit jy dalk hierso, en jy sê, maar Christian, ek glo dan in God. Ek glo dan in God, ek weet dis net deur geloof, ek glo in God, maar die vraag is dit die geloof wat Paulus hiervan praat? Is dit die geloof wat Abraham en Dawid gehad het, dat hulle net glo dat God bestaan? Of is dit 'n geloof wat meer as net beteken God bestaan, ek glo dat God bestaan? Jakobus 2 vers 19. Jakobus 2 vers 19 sê, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angs. So selfs die duiwels glo dat God bestaan. Gaan die duiwels by God uitkom? Gaan die duiwels in die hemel wees? Nee. So dit kan nie die geloof wees wat Paulus hiervan praat nie. Paulus praat nie van 'n geloof in God se bestaan nie. Paulus praat van Abraham wat God geglo het. Nie in God geglo het nie, hy het vir God geglo. Okay. Net 'n voorbeeld hiervan, Hebreërs 11 vers 8 tot 10. Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. So Abraham het geglo en daar was aksie. Hy het geglo en daar was aksie. Ek dink dit is nog 'n voorbeeld. Ja. Vers 17 tot 19. Omdat Abraham geglo het, het hy, toe hy op die proef gestel is, Isak as offer afgestaan. Ja, hy wat die belofte ontvang het, en aan wie gesê is, uit Isak sal jou nageslag gebore word, het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. 'n ander voorbeeld is Noag. Okay, Noag het nie in God se bestaan geglo en toe die ark gebou nie. Noag het geglo dat daar 'n vloed gaan kom en hy moet die ark bou. Okay, hy het vir God geglo dat daar gaan reën kom en hy moet die ark bou. Hy het nie in God se bestaan geglo nie, maar 'n baie meer spesifieke geloof dat, en daarom het hy die ark gebou. So daar was aksie as gevolg van dat hy vir God geglo het, hy het God se woord geglo. En dan is die vraag nou vir ons, wat moet ons glo om by God uit te kom? Wat moet ons glo om gered te word, om by die hemel te kom? Okay, dit is 'n baie fyn lyn en daar is spanning, en ek hoop om die spanning, dat julle saam die spanning sien, okay? Maar ons is, deur die Bybel verwag God van ons, okay, om te glo soos Abraham, of vra ons om te glo soos Abraham geglo het. Okay, nie net in God se bestaan nie, maar om God se woord te glo. Dat ons glo wat God gesê het, dat ons glo dat Jesus is wie hy gesê het hy is. Nie net in Jesus nie, maar ons glo dat Jesus gesê het wie hy gesê het hy is. En wat sê God se woord oor die evangelie? Wat glo ons? Ons glo dat Jesus die lewe gelewe het wat ons nie kan lewe nie. Jesus het gedoen wat ons nie kan doen nie. Ek het vergeet, ek het die beeld. Okay, dit is wat ons glo. Jesus het gedoen wat ons nie kan doen nie. Hy het die lewe gelewe, die perfekte lewe gelewe, wat ons nie kan lewe nie. Hy het dood gegaan vir ons sondes, wat ons verdien. Hy het gesuffer en dood gegaan vir ons, en toe het God hom uit die dood opgewek, en hy is nou Here. Hy is koning. Okay, so dis wat ons glo. Ons glo nie net dat Jesus vir ons dood gegaan het en vir ons sondes dood gegaan het, maar ons glo ook, hy is Here, hy is aan die regterhand van God, hy is koning.
Okay, so daai geloof dis nou waar die spanning is, en ek weet, ons is nie legalistiek nie, daar's 'n spanning. Daar's 'n spanning in die evangelie. Die evangelie sê, ons kan dit nie doen nie, dis Paulus se punt nog deur die hele Romeine, ons kan niks doen om by God uit te kom nie. Ons sonde, daai gap daar, wat noem jy gap? Gaping. Daai gaping is ons sonde. Ons sonde skei ons van God. Ons kan nie by God uitkom op ons eie nie. Niks van daai paaie kan ons by God uitkry nie. Dit is God wat die inisiatief neem en deur sy werk op die kruis ons weer versoen met hom. Ons by hom uitkry. Okay. En dit is ook dan Paulus se punt. Dis ook Paulus se punt dat in Johannes, dis nie Paulus wat dit skryf, in Johannes 14 vers 6 staan daar, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan by die Vader uitkom behalwe deur hom nie. En dis hoekom daar is. Ander gelowe kan nie by God uitkom nie, want enige manier om by heilige God uit te kom, en ook ons werke en al ons paaie wat ons probeer opgaan om by God uit te kom, gaan ons nie by hom uitkry nie. Dis slegs deur Jesus. Hy is die enigste weg, die waarheid en die lewe, want slegs deur hom is daar 'n way back na God toe, 'n way terug na God toe. Kyk hierdie paar verse, as ek dit nou nie mooi verduidelik het nie, kan God se woorde doen. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Kyk volgende ook asseblief, Arten. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem as oor die kruis van ons Here Jesus Christus. Okay, so dit is genade. Dit is net genade, dit is 'n geskenk dat ons weer, sal jy teruggaan na daai beeld toe, skus Arten. Dit is net genade en 'n geskenk dat ons weer in verhouding met God kan wees, dat ons by God kan uitkom. Dit is, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, dat wie ook al in hom glo, sal die ewige lewe hê, vir ewig saam God, okay? So dit is net genade, dit is Jesus wat die inisiatief neem, sodat ons weer by hom kan wees. En daarom het ons niks om op te roem nie. Ons het niks om op trots te wees nie. Okay, dis alles Jesus se werk. Ons is dankbaar vir hom, maar ons is nie trots, ek's 'n Christen en trots dat ek nou by God uitgekom het. Nee, dit is sy genade en ons is dankbaar daarvoor. Okay, en die enigste ding wat ons op trots is en ons op roem, sê Paulus, is op die kruis. Ons roem op hom, nie in onsself nie, in die kruis, want hy het alles gedoen. Okay, en nou hierso is amper die spanning, nog een vers. 2 Korintiërs 5 vers 21, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Okay, so as jy in Christus is, kyk God na jou en sien vir Jesus. Nie net dat hy vir jou sondes dood gegaan het nie, maar ook sy perfekte lewe wat hy vir 33 jaar op hierdie aarde gelewe het. Okay, so God sien ons en hy sien vir Jesus. Okay, en as hy na die kruis kyk, sien hy al ons sondes. Okay, dit word genoem, ek hoef nie, dit is the great exchange, maar dit is nie belangrik nie. Ek gaan julle dit mekaar maak. Okay. En dan hier is die slot van alles, hier is die conclusion. 1 Petrus 3 vers 18, ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Okay, ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige Jesus vir die skuldiges ons, om julle na God te bring. God het deur Jesus ons by hom versoen, ons met hom versoen. Okay, ons kon onsself nie, ons sonde skei ons van God. God het alles in Christus gedoen vir ons. Nou wat is ons reaksie? Hoe moet ons reageer op die geskenk? Gee op, gee oor,
Dis wat Abraham gedoen het. Hy het God geglo dat daar deur sy nageslag 'n verlosser gaan kom, en dis Jesus. So hy het vorentoe gekyk en God geglo, en hy het alles gelos, oorgegee en God gevolg. Okay, ons kyk terug en sien die kruis, en ons glo wat God vir ons gedoen het deur Jesus op die kruis. En nou wil God vir ons deur sy woord basically sê, hy wil probeer al hierdie paaie volg om by my uit te kom. Jy kan nie. Hierdie paaie gaan nie my uitkry nie. Vertrou op my werk, op Jesus. Vertrou op Jesus en wat hy gedoen het. Okay? Maar die ding is, as jy vertrou op Jesus, dat hy vir jou gedoen het, dat jy nie vir jouself kan doen nie, dan vertrou jy ook sy woord wat sê hy is nou Here. Okay? En dan gaan jy vertrou dat hy jou wil lewe gee, want Jesus sê, daar staan in Johannes 10:10, ek het gekom om julle lewe te gee en lewe in oorvloed. Okay, dis wat Jesus voorgekom het. So as jy hom vertrou, gaan jy ook vertrou dat hy jou lewe gee en jy gaan hom volg. Jy gaan hom volg as Here. Dis die spanning. Niks wat jy kan doen nie, ons kan nie by hom uitkom nie, maar as ons hom gaan vertrou, gaan ons hom vertrou met ons lewe, en soos Abraham, gaan ons oorgee aan God en sy woord glo. Ons moet 'n stap van geloof vat, soos Abraham, en om oor te gee en te vertrou. Dit is geloof, Christendom is geloof. Daar is 'n geloof element daarvan. Maar ultimately is dit deur geloof, deur hierdie geloof wat ons gered is, en dis die bevrydingsring ooit, wat jy net besef, yes, okay, ek kan nie, maar hy het, he made a way. En om in dankbaarheid te lewe vir dit elke dag van ons lewens. Okay. So enige vrae oor enigiets wat ek nou gesê het, want ek dink daar kan daar confusion kom. Enige iets wat julle nie oor seker is nie. Piet. Dit was nou die dag, dit is dalk 'n vraag wat julle het wat julle nie wil vra nie. Nou die dag by Café Berea toe, praat ons ook oor die evangelie en niks van jou werke gaan jy by God uitkry nie, maar toe vra iemand, maar wat is die punt af van goeie werke? Hoekom doen ons goeie werke? As niks van my goeie werke enigiets beteken nie. En ook, wat is die verskil tussen iemand wat goeie werke doen, wat in Christus is, en iemand wat goeie werke doen, wat nie in Christus is nie. En die groot ding is, dit was vir my so, ek weet nie wat vir julle so is nie, voor jou bekering, dan gaan jou goeie werke oor jou. Of dit is, jy doen goeie werke, want jy het baie goed wat jy oor sleg voel, en jy weet jy measure nie op nie, so jy doen net genoeg goeie goed, dat jy nie sleg, dat jy beter kan voel oor die slegte goed wat jy doen. Of, dit is sodat ander mense kan dink, jy is baie oulik. So jy doen nie goeie werke, en jy dink, yes, mense dink, ek is nogal oulik. So dis die intensie voor Christus. Nou, as 'n Christen, wil ons goeie werke doen, nie in ons eie krag nie, in die krag van die Heilige Gees, sodat ons God kan verheerlik. So nou gaan ons goeie werke nie meer onsself nie, maar dat Jesus verheerlik word. Okay, so ons goeie werke is baie belangrik, maar dit kom na ons redding. Ons is gered, ons is by God, en deur sy Heilige Gees dra ons vrugte, sodat ons lig op hom kan skyn. Okay, ek weet nie of dit 'n vraag was nie, maar ek het hom geantwoord. Okay. As julle reg, as julle enige vrae het, dan moet julle my kontak. Okay, Piet. Okay, sluit die oë. Vader, dankie vir vanoggend, Here. Dankie dat U gedoen het vir ons wat ons nie kon doen op ons eie, Here. Dankie dat U ons so lief gehad het, dat U vir Jesus gestuur het om vir ons sondes dood te gaan, Here. Maar dankie dat ons ook weet dat U hom uit die dood opgewek het en hy nou Here is en koning is van die heelal. En ons die voorreg gee om op missie saam met hom te lewe, Here, en te buig vir sy heerskappy, Here. Help ons deur die Gees om te besef dat U vir ons lewe wil gee, Here, en alles wat U sê is vir die beste, vir ons beste en vir ons goed, Here. Here, help ons om 'n lig te wees vir mense wat U nie ken nie, dat ons goeie werke nie na ons toe wys nie, maar na U toe, Here. Want dit is net U, dit is net deur U wat ons vrugte kan dra. Spirit alles in Jesus naam. Amen. Ons vang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus,
En die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal met julle wees en bly totdat Jesus ons kom haal. Amen.